Die stad Tshwane is deesdae pal in die nuus. As dit nie verdoemende getuienis vir die Mtlanga Kommissie van Ondersoek is nie, word die stadsbestuurder in 'n twyfelagtige stemming uitgestem. So, ons is hier om met Silje Brink, die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane te gesels oor hierdie belangrike metro. Silje, welkom hier by Marula. Tanya, is lekker om weer hier te wees. So, daai twee vreemde dinge gebeur op 'n onlangse spesiale raadsvergadering. So Gareth Mnisi se beweerde wangedrag is geklassifiseer as minder ernstig en Johan Metler, 'n ervare stadsbestuurder, is geskort, voorlopig geskort. Sê vir ons wat presies het daar gebeur en dan ook, as jy nie sal omgee nie, sê vir ons, was julle daar, want volgens Michael Beaumont was Wie nie daar was nie. Wie nie 'n raadslid in Tshwane is nie. Sê, julle was nie daar nie. Hy sê baie van julle raadslede was nie daar nie. So jy was daar, sê vir ons wat het daar gebeur. So ek wil die storie begin waar die klagte vir die eerste keer teen Johan Metler gemaak is deur die EFF wat 'n party in die koalisieregering van die Tshwane Metro is, natuurlik saam met Action SA en die ANC. Ons het destyds die ding op die lappe gebring. Ons het gesê, ons het verneem van hierdie klagte. Dit is, soos in Engels sou sê, 'n laundry lys van verskillende goed wat niks met mekaar verwant het nie. En daar's geen feitelike gronde om daai beweringe te substantieer nie. So ons het gesê, ons sien hierdie ding kom, daar's 'n doelbewuste poging om Johan Metler uit die kantoor uit te kry, nie noodwendig dat hulle dink hulle het 'n sterk saak om hom verwyder te kry as munisipale bestuurder nie. Hulle wil hom net geskort hê. Op die 25ste Junie is daar toe besluit om nie net Metler te ondersoek op grond van die aanklagte van die EFF nie, maar ook om hom voorlopig 'n geleentheid te gee om te sê hoekom hy nie geskort moet word nie. Met ander woorde, op die 25ste Junie het Nasipi Moya, die burgemeester, 'n verslag na die raad toe gebring om te sê, ons wil Metler skors. Sy kon gesê het, nee, ons wil hom nie skors nie, maar sy het vir dit gestem. Die DA het gesê, nee, ons moet dit nie, ons moet nie 'n skorsing oorweeg nie, en dit is deurgevoer, en volgens die wet moes sy 'n verslag binne 7 dae na die raad toe gebring het met Metler se verduideliking. Sy het eers nadat die raad se reses begin het, dan raadslede wat op vakansie gaan en verlof insit, het sy besluit om Metler se antwoorde ter tafel te lê. Ons raadslede, teen die tyd wat die verslag gedien het in die raad, die vergadering begin 10:00, die item is eers 3:30 bespreek. Nou, 'n klompie raadslede het wel verlof ingesit vir die 10:00 begin van die vergadering, maar teen 3:30, toe die verslag nog eers ter tafel gelê is in die raad nie, het ons 'n aanduiding gegee aan die speaker om te sê, daar is 9 raadslede wat op verlof was, wat in die stad is, hulle is nie siek nie, hulle het nie familieprobleme nie, hulle het klaar met wat hulle mee begin het 10:00 vanoggend, en hulle gaan nou hierdie raadsvergadering bywoon. En dit het al in die verlede gebeur, om vir jou die waarheid te sê, die ANC-koalisie sou nie hulle begroting deurgevoer gekry het, as dit nie was vir hulle raadslede, wat op verlof was, wat teruggeroep is, om te stem vir daai begroting nie. So jy kan nie, net omdat iemand 'n verlof ingesit het vir 'n raadsvergadering, sê nee, ek tel nie hierdie mense se stemme nie. So op die punt waar daar gestem is, was 64 van die 69 DA raadslede aanwesig. Die speaker het hulle nie uitgejaag nie. Die speaker het nie 'n roll call gedoen en gesê, waar is hierdie persoon, waar is daai persoon nie. Die EFF het gesê, hulle maak kapsie teen die aanwesigheid van mense wat verlof ingesit het. Ons het die argument gevoer, die stemme is deur, en toe gaan die speaker en hy kyk na die totale getal DA raadslede wat verlof ingesit het, omdat die raad op reses is. Weet, so daar's baie mense wat met hulle kinders op vakansie is, byvoorbeeld. Ons het een van ons raadslede wat in 'n koma is. 'n Ander raadslid se pa was op sterfheid, intussentyd is hy oorlede in Tzaneen. So daar is redes hoekom raadslede in 'n resesperiode nie aanwesig gaan wees vir 'n raadsvergadering nie. En toe vat hy die 13 wat almal verlof ingesit het, en hy trek dit af van die stemme wat teen die ANC geleide koalisie opgegaan het. Sonder om daai mense te tel of hulle te vra, wat hy doen dit net arbitrair. Hy het die stemme gekook, met ander woorde.
in my baie jare in die politiek en as 'n raadslid is die eerste keer wat ek sien dat 'n voorsittende beampte kan besluit dat hy stemme kan aftrek van 'n sekere stemming. En dit is hoe Johan Metler geskort is en hoe Gareth Mnisi se optrede beskou is as minder ernstig. Dink jy daai verslag is doelbewus in die reses ter tafel gelê in die hoop dat daar minder raadslede gaan wees, hulle weet mense maak planne om dit deurgevoer te kry? Dink jy daar was so 'n bietjie so of iets sinister wat daar agter aangegaan het, of kan ons dit nie sê nie? Daar's 'n bekende gesegde in die politiek, moet nooit 'n sameswering blameer as onbekwaamheid ook 'n goeie verduideliking is van wat gebeur het nie. Of soos in Engels sê, sometimes it's cock up, not conspiracy. Jy weet, en ek vermoed, dit is net baie swak hanteer, en om net vir jou 'n bietjie verdere besonderhede te gee. Daai vergadering sou 10:00 begin het, en 'n uur later was daar nog geen agenda nie. Met ander woorde, ons het nie geweet, ons het geen formele kennis gehad wat sou dien nie. Daar was media spekulasie dat die Metler verslag sou dien, maar ons het geen kennis daarvan gekry nie. Ons het glad nie vermoed dat die verslag oor Nisi sou dien nie. En dit gee vir jou 'n idee van hoe chaoties die bestuur van Tshwane en die raadsvergaderings geword het. Daar is soveel tegniese punte waarop ons 'n geregshof kan nader en sê, niks hiervan is geldig nie. Dat dit amper, jy weet, 'n regter sal moet kies, jy weet, wat se foute, fundamentele foute met hierdie vergadering gebruik ek om hierdie tersyde te stel. Maar ek wil benadruk, daar is definitief 'n doelbewuste poging om van Metler ontslae te raak en om seker te maak dat Nisi nie afgedank kan word nie. En dit was die gevolg van die besluit wat die raad geneem het deur te sê die aanklagte teen hom is minder belangrik, want nou kan hy nie afgedank word nie. Hierdie persoon wat voor die Madlanga kommissie verskyn het, waar daar verdoemende getuienis teen hom was, oor inligting van tenders, dat hy met politici besprekings gehad het oor die uitkoms van tenderprosesse, hy kan, as hierdie raadsbesluit staan, kan hy nie afgedank word nie. So ek dink die gedrag van die speaker, die manier wat hy opgetree het, deur die stemme te kook, was deel van, of dit het gedui op, 'n baie doelbewuste poging om van Metler ontslae te raak en om Nisi so 'n bietjie van 'n helpende hand te gee. Jy het nou dit so 'n bietjie aangeraak, maar Action SA het teen daai verslag gestem. Hulle het ook dit vir almal gesê, hulle het teen dit gestem. Maar waarom dan nie uit die staanspoor uit die beweringe teen Metler verwerp nie? Was Nasipi Moyo as burgemeester, jy weet, wetlik verplig om dit te doen? En dan is dalk 'n tweede vraag, waarom hoor ons van Michael Beaumont, waarom hoor ons nie van Moyo self nie? Presies dit, en ek kan dit nie antwoord nie, want Moyo praat nie. Sy sê nie vir ons wat haar standpunt is nie. Soos ek vir jou nou genoem het, op die 25ste Junie moes daar gestem gewees het. Gaan ons Metler op terme plaas? Gaan ons vir hom sê dat dit ons intensie is om hom te skors en daarom moet hy redes gee waarom hy nie geskors moet word nie? Met daai stemming het die DA gesê, nee, daar behoort nie 'n skorsing te wees nie. Daar kan 'n ondersoek plaasvind sonder 'n skorsing. Daar's geen gronde vir 'n skorsing nie. Hierdie man gaan glad nie probeer inmeng by getuienis of die belange van die munisipaliteit enigstens te nakom nie, en daar was geen aantuigings tot daai effek nie. En op daai stadium het Nasipi Moyo saam met haar koalisievennote van die ANC en die EFF gestem, kom ons plaas Metler op terme, kom ons skors hom, kom ons gee hom die geleentheid om redes te verskaf hoekom hy nie geskors moet word nie. Sy het die keuse toegehad, en toe skielik, op die dag wat die verslag dien, toe besluit sy, nee, sy gaan nou anders stem. Daar was soveel geleenthede vir Nasipi Moyo om hierdie verslag te onttrek, om te sê in die eerste plek dat die aantuigings van die EFF teen Metler nie genoeg substansie het nie. Daar's nie genoeg feitelike details nie. As ek burgemeester was en iemand het vir my geskryf oor Metler in die terme wat die EFF gedoen het, sou ek die volgende gedoen het. Ek sou teruggeskryf het aan die mense wat die aantuiging gemaak het en gesê het, ongelukkig bevat hierdie aantuigings nie genoeg besonderhede vir my om die stadsraad in te lig wat die saak teen Metler is nie. Jy kan jou klagtes aanvul en die oomblik wat ek dan daai antwoord van jou ontvang, sal ek dit oorweeg om dit na die raad toe te vat.
Wat Moya gedoen het, is sy het haar EFF-notas aantuigings net so gevat en sy het 'n proses van stapel gestuur teen Mettler en nou wil hulle huil omdat die speaker jy weet die stemtaal gekook het. So daar's een party hier wat absoluut geen geloofwaardigheid het in die hele situasie nie. En dit is Nasipi Moya en haar party Action SA. Sal jy my volgende vraag is wat nou? So nou is Johan Mettler, hy's voorlopig geskort. Moet Pretoriaaners bekommerd wees hieroor? Ek weet daar is 'n waarnemende stadsbestuurder, Musa Khumalo, en is Khumalo bevoeg? Wat gebeur nou? So ons is baie bekommerd dat die doel van hierdie hele proses was, nie 'n geloofwaardige saak teen Mettler nie, maar om hom geskort te kry vir 3 maande. Ons is nou in 'n kritiese 3 maande. Die begin van die munisipale boekjaar is die 1 Julie. Met ander woorde, nou gaan al die tender spesifikasies saamgestel word, die beplanning vir hoe geld gespandeer gaan word vir die volgende boekjaar vind nou plaas. Daar's kritiese besluite wat nou plaasvind. Daar is 'n tender wat Mettler terugverwys het vir 'n 50 jaar huurkontrak op die Pretoria skougronde, waar Mettler kommer uitgespreek het dat wat voor hom gesit is deur die beoordelingskomitee nie volgens die voorskrifte van die wet aan mekaar gestel is nie. En daai is nog nie afgehandel nie. So 'n nuwe waarnemende munisipale bestuurder wat meer inskikkelik is, wat meer minder weerstand bied teen politieke leiers, kan die stad baie duur te staan kom. So wat is volgende? Ek weet nie wanneer hierdie onderhoud uitgesaai gaan word nie, maar later vanmiddag gaan ek hofdokumente teken om op 'n dringende grondslag die Hooggeregshof te nader om die vergadering en die besluite wat daar geneem is tersyde te stel. Ons argument gaan wees wat ek nou net vir jou gesê het. Daar is baie ernstige gevolge wat kan kom van 3 maande met 'n waarnemende munisipale bestuurder wat in daai posisie geplaas is deur 'n onregmatige proses. Ook met betrekking tot Nisi, as daar 'n dissiplinêre proses teen hom van stapel gestuur word op hierdie minder ernstige basis, dis 'n informele proses, dan kan hy sekere regte bekom en dan kan hy later sê nee, maar julle het mos nou begin met hierdie minder ernstige proses, julle kan dit nie nou verander na 'n meer ernstige proses toe. Wat sal beteken dat selfs al is hy skuldig aan goed soos dat hy nie sy finansiële belange verklaar het nie, kan die stad hom nie op 'n arbeidsregtelike grondslag verwyder uit sy posisie. Nou al die goed wat ons by Mdlanga gesien het, sal ons met hierdie ou moet sit, met ander woorde. So ons glo daar is baie sterk gronde om 'n regshof te nader, hierdie ding tersyde te stel en dit weer terug te verwys na die raad toe en dan gaan die toets van meneer Grootmond, Boumond en sy burgemeester wees. Hoe gaan hulle dan stem as daar nie verskonings is oor, jy weet, hierdie persoon of daai party nie? Wanneer mens luister na hierdie gevolge, ewe skielik voel die verkiesing vir my nog baie ver. So as Pretoriaaners nie gelukkig is met wat nou gebeur het nie, daar gaan nog baie dinge nou gebeur voordat hulle stem kan uitbring in November. Sou die DA weer in bewind kom, sou jy weer burgemeester word, is dit dan te laat of het julle dan planne? Ek bedoel, gaan dit dan een van julle eerste dinge wees om te doen? Jy's maar kom ons kry vir Mettler terug. Ja, wat dan? Is dit dan te laat? So in die tussentyd gaan ons waarskynlik hof toe. En dit is iets wat ons ook gaan doen met Eugene Modise, die ANC onderburgemeester, wat voordeel trek uit 'n munisipale kontrak. Die raad, insluitend Action SA, het besluit om net 2 maande van sy salaris af te trek, of nie oor te betaal nie. Ons sê, hy hou aan om voordeel te trek uit 'n munisipale kontrak, wat onregmatig is. Jy kan nie 'n sittende raadslid of die onderburgemeester of lid van die burgemeesterskomitee vir finansies hê, wat voordeel trek uit belastingbetalers se geld nie, want hy kan sy posisie misbruik om sy eie maatskappy te bevoordeel, en ons vermoed, dit is juis wat gebeur het. So ons sal verbete beklei, selfs in 'n regshof, tussen nou en die 4de November, om seker te maak dat daar wel 'n stad is om te regeer. Ons sal sien wat die uitkoms daarvan is in die volgende paar dae, maar my eerste prioriteit, sou ek terugkom as burgemeester met 'n werkende meerderheid, is om ontslae te raak van korrupte amptenare en tenderpreneurs. Dit is iets wat die koalisiechaos in Tshwane ons verhoed het om te doen vir baie jare. Want die oomblik wat jy optree teen 'n individu, dan hardloop hulle na die stadsraad toe, hulle verdeel jou koalisie
en hulle manipuleer die prosesse van die stadsraad van buite af om seker te maak dat daar nie teen hulle opgetree word nie. En alhoewel ek nie daai aantuiging maak met betrekking tot Gareth Nisi nie, ek weet nie genoeg nie, glo ek dat dit die tipe geval is waar manipulasie moontlik kan plaasvind. Want hoekom anders sou die EFF en die ANC aandring dat die aantuigings teen Nisi as minder ernstig beskou word. So, met 'n meerderheid kan ons die moeilike besluite neem, ons kan optree en ons kan ons moeilike besluite deurvoer in die gesig van weerstand. So hulle kan kom, hulle kan protesteer, hulle kan dans, hulle kan toi, hulle kan goed breek, maar as jy die meerderheid in die stadsraad het, maak jy die besluite en jy voer dit deur. Terselfdertyd, want die swart sny beide kante toe. Net soos wat ons moet optree teen korrupte en onbekwame amptenare, moet ons ook mense wat hulle werk doen, soos Mettler, beloon. Ons praat baie van abstrakte terme soos sistemiese korrupsie. Jy weet, dit klink amper soos 'n akademikus wat die ding opgedink het. En wat beteken sistemiese korrupsie? Dit is wanneer die stelsel swak gedrag beloon en goeie gedrag bestraf. En dit is wat ons moet omkeer en jy doen dit net deur die veldslae aan te pak en dit te wen en dan daai politieke kapitaal te gebruik vir die volgende veldslag. Dan, jy is nie net die DA se burgemeesterskandidaat nie, vir Tshwane, jy is ook een van 3 adjunk federale voorsitters. Jy is vroeër vanjaar verkies, so ek moet jou vra oor die beweringe wat deesdae oor die party gemaak is. John Steenhuisen het sekere beweringe oor julle voormalige leier Tony Leon se maatskappy gemaak. Wat ek by jou wil weet is, jy is nou al lank in die politiek, is lobbying of steenwerwery 'n erkende politieke praktyk of is dit staatskaping? Daar is 'n enorme groot verskil tussen staatskaping, mense wat prosesse manipuleer, wat omkoopgeld vra en dit dan betaal, wat prosesse van die regering van buite af manipuleer om hulle self te bevoordeel, en gevalle waar ek 'n maatskappy het en ek wil die burgemeester sien. Vat byvoorbeeld iemand wat se besigheid, sê nou 'n vulstasie. 'n Vulstasie op munisipale eiendom wat geaffekteer gaan word deur 'n besluit in die raad. Moet hierdie ooreenkoms hernu word of moet dit gekanselleer word? As ek by die burgemeester gaan aanklop en ek gaan sê ek het hierdie gevestigde belang, dan is daar natuurlik 'n risiko as jy die vergadering toestaan. Maar staan jy nie die vergadering toe nie, of jy sê vir alle belanghebbendes, ek gaan nie met julle praat nie, hoe gaan jy die nodige inligting kry om jou besluite te neem? So in baie gevalle is daar georganiseerde landbou, is daar georganiseerde besigheid, is daar mense met legitieme belange, besigheidsbelange, persoonlike belange, maar as jy hulle gewoon uitsluit om te sê nee, as ek nou met julle praat, dan gaan hulle sê ek word beïnvloed, dan gaan jy nie toegang hê tot wat jy nodig het om besluite te neem. So die sogenaamde lobbying, moontlik het Suid-Afrika bietjie strenger regulasies daarvoor nodig, maar Tanya, kom ons wees eerlik. Om 'n vergadering aan te vra met 'n minister is nie staatskaping nie. Daar is in hierdie land grondige voorbeelde van staatskaping waar omkoopgeld betaal is. Hier in Tshwane sit ons met 'n onderburgemeester wat voordeel trek uit 'n kontrak met die munisipaliteit wat hy nie verklaar het nie, omdat hy nie sy belange ingedien het, verklaar het aan die munisipaliteit nie. Dit is ernstige gevalle wat ons kan aanspreek. Om te typeer dat ek het nou by die minister ontmoet en ek verteenwoordig sekere belange, dat dit staatskaping is, absoluut nie. Dit is nie staatskaping nie en daar is 'n baie duidelike verskil. Het jy gedurende jou tyd as burgemeester ooit met Resolve Communications ontmoet? Is jy ooit genader en is jy ooit gevra om jou invloed iewers te gebruik? Nee, ek is nooit met Resolve ontmoet of deur daai maatskappy gevra om my invloed te gebruik nie. Maar sou hulle 'n vergadering aangevra het, sou ek dit oorweeg het op grond van wat is die feite voor my. Ek het 2 vooraanstaande ANC-leiers, afgetrede mense in regering, gehad wat in my 18 maande burgemeesterskap my kom sien het en my kom lobby het vir 'n spesifieke besluit. En ek het in beide van daai gevalle vir die mense gesê wat ek kon doen, nie kon doen nie, ek het hulle advies gegee, maar as ek op daai stadium die feit dat hulle my genader het as onvanpas
beskou het, dan sou ek dit gesê het. Ek sou vir hulle gesê het, ek kan nie hierdie vergadering doen nie, want jy weet hier's 'n konflik van belange of dis onbehoorlik. Maar mense hulle trap jou deur, jy weet jou drempel deur as jy die burgemeester is, want jy het bepaalde magte. Sommige van daai magte is administratief, ander magte is om beleid te maak. Ek sê jou nog 'n voorbeeld gee. Daar's tans in ons stad 'n klomp van hierdie huurooreenkomste op munisipale eiendom wat gekanselleer word, sportklubs wat vir jare al sekere persele benut het, wat die kontrakte gekanselleer is. En daai mense behoort met die burgemeester te ontmoet, want hulle moet die beleid kan beïnvloed wat die munisipaliteit nou bepaal oor hierdie sportfasiliteite. Dis baie maklik om te sê nee, dis onbehoorlik, maar kyk na die feite. Enige beleidsmaker sien mense en win inligting in, en dit op sigself is nie onbehoorlik nie. Ek het dan nou een laaste vraag vir jou, en dit is vir julle, ek vra dit namens julle kiesers. Moet Suid-Afrikaanse kiesers, die DA se kiesers, bekommerd wees of daar 'n onenigheid of enige, jy weet, faksies nou in die DA is met alles wat gebeur het? Jy weet, moet ons bekommerd wees oor die DA? Die DA is 'n groot politieke beweging. Ons hou ons caucusse in groot raadsale, nie in iemand se voorhuis nie. So daar gaan verskillende belangegroepe wees, en daar gaan mense wees wat teleurgesteld is oor die besluite van die nuwe leierskap. Maar ons het 'n leier wat die moeilike besluite neem en wat dit deurvoer. En dit is 'n baie belangrike toets vir leierskap. Ek dink die veranderinge wat ons in die kabinet gesien het, is baie positief. Binne dae het Willie Oukamp, die nuwe minister van Landbou, 'n skikking met die organisasies bereik wat van tevore gegriep was, en kan verantwoordelikheid vir die bekamping van back and close seer nou gedeel word met verskillende rolspelers. Dis nie net die staat wat bepaal wat gebeur nie, en dit is so belangrik. Dit is amper 'n historiese wending, en ek dink dit wys dat ons wel moeilike besluite kan neem wat reg is, en ons kan oorleef, en mense sien dit. Hulle sien, hier is iemand wat moontlik teleurgesteld is, omdat hy of sy haar posisie verloor het, maar dis die aard van die politiek. En ek het dit alself beleef. Iemand, toe ek verwyder is as burgemeester, het iemand vir my gesê, hierdie is een van die min plekke, die werkplekke, waar daar vir jou, deur jou direksie of jou raad gesê word, jy gaan nou, en dan moet jy onmiddellik trap sonder enige kennisbrode. Die politiek is brutaal. En jy aanvaar dit as jy besef dat wat jy doen is ten diens van die mense aan die buitekant. Dit gaan nie oor jou nie. Jou eie belange, jou eie inkomste, jou eie loopbaan, dis jou probleem. Ons bestaan vir die mense aan die buitekant, en ek dink die DA het 'n baie sterk sein daaroor gestuur. Ek kan vir jou met die grootste vrymoedigheid sê, ons party aan die binnekant, en ek mag nie uit caucusvergaderings en konfidensiële gesprekke uitpraat nie, maar ek bespeur nie enige van die verdeeldheid wat jy blykbaar hoor by sekere kommentators. Jy weet, as jy sekere kommentators lees, dan is dit, jy weet, is daar groot verdeeldheid. Ek bespeur dit nie. Ek sien 'n party met 'n nuwe leierskap, met nuwe energie, met gefokus op die plaaslike regeringsverkiesing wat op die 4de November gaan plaasvind. Dit was Silje Brink, die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane.